Mag die Here vandag tot u spreek en ja, mag daar iets vandag gebeur ook in jou lewe. Iets wat jy dalk kan onthou. My gebed is dat jy vandag hier sal uitstap en dat jy sal sê, ek is bly ek het tog moeite gedoen om te kom. Ek is bly ek het opgestaan, ek is bly ek het aangetrek en dit was vir my goed gewees om hier te wees. Nou, die 7 kruiswoorde is nie uit geskiedenis nie. Die 7 kruiswoorde soos wat hier uitgebeeld is ook 'n padkaart vir geloof, vir vergifnis, vir verlossing, vir liefde en vir oorgawe. En ek wil hê jy moet vandag dalk so na hierdie 7 kruiswoorde kyk. Anders is omdat jy jare terug toe jy nog daai boekies gekry het, die klomp toetjies in en dan nommer jy van 1 tot 30. Jy weet nie wat dit is nie. En soos wat jy dit trek en sê, ja, dit is 'n bal of is 'n leeu gesiggie of mag jy vandag die doetjies ook so trek in jou lewe. En ook besef dat hierdie kruiswoorde is amper soos 'n padkaart vir jou. Mag dit jou vandag stig. Hoor vandag Jesus se stem vanaf die kruis. Hoor wat hy vandag vir jou sê. En laat ook toe dat dit jou hart vandag vorm en dat dit jou lewe verander. So die 7 kruiswoorde is nie net sommer nie. Dit was vir 'n doel vir ons gegee. In die tydperk waarin Jesus gekruisig was 'n tydperk van Romeinse onderdrukking gewees. Dit was 'n politieke spanning, daar was godsdienstige verdeeldheid gewees en daar was 'n diepe verlange onder die Jode gewees vir 'n bevryding. Hulle het gewag op die Messias om hulle van hierdie Romeinse heerskappy te kon bevry. En dalk sê jy ook vandag hierso en jy het nie nodig om van die Romeinse heerskappy bevry te word nie. Jy het ook nodig om van een of ander ding in jou lewe bevry te word. Die kruisiging self was ook 'n Romeinse vorm van teregstelling gewees. Dit was wreed gewees, soos wat ons nou gehoor het in hierdie gedig. Dit was vernederend gewees en dit was gereserveer gewees vir rebelle, vir slawe en ook vir die ergste kriminele. Vir 'n Jood natuurlik om aan 'n kruis te hang was geestelik en sosiaal uiters vernederend gewees. Daarom staan daar in Deuteronomium 21 vers 23. Dit sê dat want iemand wat aan 'n paal hang is deur God vervloek. Eerste kruiswoord was gewees Lukas 23 vers 34 wat hy sê Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Kan jy dink, die heel eerste woord wat Jesus van die kruis af spreek, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wonder as ek vir iemand moes bloed in hulle kruis aan, wat sou my eerste woorde gewees, wat ek sou gespreek het, maar Jesus se eerste woorde is nie oor sy eie pyn nie, maar sy heel eerste woorde is woorde van vergifnis. En so spreek Jesus vergifnis uit oor die wat hom martel, die Romeine, die Joodse leiers, sy eie volk. En in hierdie Joodse konteks is versoening iets gewees wat tussen mens en tussen God gebeur het deur offers. Dit is hoe hulle nader aan God probeer kom het. En daarom het hulle van na die sondeval in die tyd tot en met die kruisiging het hulle ander maniere probeer soek om nader aan God te beweeg. Ek dink soos wat ons ook baie keer in onkunde nog maniere soek. Hoe kan ek nog nader aan God beweeg? Wat kan ek nog doen? As ek nog 'n broodjie gee vir iemand, as ek al 2 Bybelstudies se week bywoon en nie net een nie, dalk as ek my eie self ook begin of as ek my eie gebedsgroepie begin, kan ek dalk dan nader aan God beweeg? Soos ek sê, hulle het alles probeer in hulle vermoë van na die sondeval tot by die kruisiging om te kyk hoe hulle dit kan doen. En nou van die kruis af bied Jesus self daardie offer aan. Hy word die pad van versoening. Bewonderlik vir ons vandag hier dit te kan hoor, dit te kan weet. Ons hoef nie nog te wonder daaroor nie. Dit is 'n roeping tot die kerk om 'n lewe van genade en vergifnis te doen. En mag ons as gemeente en mag ons dit bid vir al ons ander gemeentes. Maak nie saak wat die denominasie is nie.
maar dat ons werklik waar op 'n plek sal kom, waar ons genade en vergifnis lewe. Is daar mense in jou lewe wat jy moet vergewe? Dalk het jy vandag ingekom, dalk is daar net een persoon, dalk een gebeurtenis. Iemand wat een keer iets oor jou gespreek het, iemand wat iets aan jou gedoen het, en jy het nog nie vrygespreek, jy het nog nie vergifnis uitgespreek teenoor die persoon nie. En Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers 44, hy sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Want waar vergifnis begin genesing. En dis hoekom ons baie keer as ons vir iemand bid, sal ons vra, is daar enige iets wat jy het teen iemand? Is daar 'n verbitterheid wat jy het teenoor iemand? Is daar miskien 'n onvergifnisgesindheid wat jy het teenoor iemand? Ek sê weer, waar vergifnis begin genesing. Dat is nie net een persoon wat dit vanmôre moet hoor. Lees op 'n stadium 'n artikel en daar's baie artikels daaroor, julle kan dit self gaan lees. Hulle sê unforgiveness is a toxin. It poisons the heart and mind with bitterness, distorting one's whole perspective on life. Anger, resentment and sorrow begin to overshadow the unforgiving person. Dan sê hulle emosioneel, as jy onvergifnisgesindheid het, wat in jou hart is, dan kyk jy na bitterness, anxiety, depression, stress, en daar's nog vele meer. Dit is net emotional. En baie keer moet jy net vergifnis spreek om dalk van jou angs ontslae te raak, of van stress ontslae te raak, om van hierdie bitterheid. Party mense het 'n bitter lewe, en sodra hulle begin vryspreek, dan kom hulle los en hulle hele lewe verander. Fisies is daar 'n klomp dinge, jy kyk na hoë bloeddruk, maagseer, immuniteitstelsel wat nie goed is nie, wat afneem, wat laag is. Spiritual, kyk jy na spiritual barrenness, loss of vitality, lack of peace. En wanneer jy kyk verhouding gewys, praat hulle van damage to relationships, spreading negativity, isolation. So wat beteken dit vandag vir jou? Ware genesing begin waar jy kies om ander te vergewe. Dis 'n keuse wat jy sal moet maak. Dis nie iets wat net gaan gebeur nie. Maak vandag daai keuse. Want jy doen dit nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy vry wil wees. Het gaan nie oor wat die persoon verdien nie, het gaan oor ek wil vry wees. Dat wat sê hulle, onvergifnis hou jou vas aan pyn, die hele tyd. Maar genesing begin nie by die verandering van die ander persoon of by die situasie nie. Dit begin by die besluit wat jy in jou eie hart moet neem. Jesus is die heel eerste woord, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En liewe vriend, mag jy vandag daai besluit, as hierdie woord vir jou op toepassing is, jy ergens iets of iemand moet vergewe, doen dit vandag voordat jy hier uitgaan. Maak vry, maak jou los. Dan sê Jesus sy tweede woord in Lukas 23 vers 43, hy sê vir die man, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie man wat langs Jesus gehang het niks gehad om aan te bied nie. Albei soos wat ons ook vandag is, ons het niks om aan te bied nie. Baie is al geskryf oor hierdie man, hy het dalk geen goeie werke gehad nie, hy het geen rekord van geloof gehad nie, hy het dalk nie 'n geloofsbelijdenis afgelê nie, ons weet nie eers of hy gedoop was nie, ons weet baie min van hierdie man, net 'n eenvoudige belydenis van wie Jesus is, dis al wat hy gehad het. Niks anders kon hy gebied het. En tog word hy gered. Tog ontferm Jesus hom nog steeds oor hierdie man, wat ons nie baie van weet. In 'n wêreld waar mense probeer om hulle
waarde te bewys, sê Jesus vandag vir ons, jy is aanvaar net soos jy is. Bely dit vandag, kom na hom toe. Bely dat hy Jesus Christus is. Glo jy vandag dat geen mens buite die bereik van God se genade is? Daar's niemand wat vandag hierso is, of iemand waar jy kan dink wat God sê, ek sal nie my genade teenoor daai persoon bewys nie. God se genade is groot. In Romeine 10 vers 13 sê hy, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis hoekom ons praise and worship, lofprysing en aanbidding is vir ons belangrik. Dit help jou om dit te kan doen. Jy kan sê, Vader, ek wil U naam aanroep. Ek weet dalk nie altyd woorde nie, maar die musiek help ons, die sang help ons. Verlossing is nie net 'n verdienste nie, dis 'n geskenk van genade. Wat beteken dit vandag vir ons? Dit bevry jou van die skuld en die las van selfverlossing. Dit maak ons vandag vry. Dit gaan nie meer oor hoe lank ons sing nie, dit gaan nie of ons Engels sing of ons Afrikaans sing nie, dit gaan nie oor wie kom die meeste kerk toe of wie gee die meeste nie, wie se tiende is die meeste, wie is nou nader en wie is nou nie nader nie, wie sing die mooiste, die een wat die mooiste sing, is hy nader aan die Here. Dit maak ons vry van al hierdie dinge. Al wat saak maak, so om te kan sê, ek glo in Jesus Christus. God kyk nie na jou verlede nie, hy reageer op jou geloof. Weet vanmôre, jou verlede kan nie vir Jesus intimideer. Hy gaan nie terug en sê, ja, weet jy wat, ek hoor jy wil my aanroep, maar ek dink nou, onthou jy in 1987, toe was ons dit nog eers gebore. Onthou jy toe? Nee, geskiedenis maak nie vir homself nie. Jesus Christus reageer op dit wat jy glo. Ek sê weer, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Toe ons spreek Jesus sy derde woord aan die kruis uit, sê in Johannes 19 vers 26 en 27, sê hy, vrou, daar is jou seun. En hy sê vir die disipel, daar is jou moeder. Aan die kruis. Waar hy besig is om deur soveel pyn te gaan. Sy besig om hierdie woord te spreek. Vrou, daar is jou seun. Sê hy, disipel, daar is jou moeder. Jesus is in uiterste pyn, maar hy dink aan sy moeder. In die Joodse kultuur was familiesorg heilige plig gewees. En Jesus eer dit tot op die einde. Dit wys ons dat spiritualiteit nie beteken om van mense af weg te beweeg nie, maar om in liefde teenoor hulle te leef. Ons beweeg nie weg nie, ons beweeg nader. Hoe lyk jou verhouding met jou familie? Jou naaste Christene. Ons hou daarvan om in die geleentheid te praat van ons is familie, ons is familie. En dan moet ons vir onsself vra, ons moet dit beantwoord is, hoe lyk jou verhouding met jou familie? Met jou naastes? Jesus het tot op die einde, het hy gesorg. 1 Timoteus 5 vers 8 gaan lees het, daar staan, as iemand nie vir sy eie mense sorg nie, het hy die geloof verloor. Ons dink baie keer, dit is sommer maar net niks om na mekaar om te sien, om na mekaar te kyk nie. Nee, dit is iets wat ons moet doen. Dit is deel van ons geestelike ontdering. Deel van ons Christelike karakter. As ons sê en bely dat ek glo in Jesus Christus, dan is hierdie een van die karakters wat in ons DNA moet wees, en dit is om te sien en om te gee. Ware liefde vergeet nie verantwoordelikheid nie. Selfs in lyding, die verantwoordelikheid. Om te kyk na mekaar, om te sien na mekaar. Wat sal dit vir ons beteken vandag,
Jy word geroep om liefde te leef in aksie, veral wanneer dit moeilik is. Veral wanneer jy self in pyn is, veral wanneer jy self in nood is, om liefde te leef, is baie keer moeilik. Ek dink net maar net, hoe dit baie keer gelukkig, nie in ons gesin nie, maar in ander gesinne, hoe moeilik dit baie keer is, om net as man en vrou en gesin, in liefde te leef, sonder tanden te klop. Baie keer wil ek sê, weg is jou moeder, weg is jou seuns, los my net in vrede. Dis wat mense vir my sê, né? Dit is hoe dit, en dan moet ek met hulle praat. Ons word ons weer uitgedaag om liefde in aksie te wys. Liefde wat moet oorgaan na aksie. Liefde wat nie opoffer nie, is oppervlakkig. Is wanneer jy liefde begin wys, is wanneer liefde begin seermaak, is wanneer jy lief het, wanneer jy nie die krag het om lief te wees nie. Dis die liefde wat sal. En Jesus roep jou tot 'n liefde wat verantwoordelikheid dra. Mag dit vandag so wees in jou lewe. In die 4de woord kom Jesus wat hy spreek, Markus 15 vers 34, en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Gaan lees Psalm 22, dit is wat Jesus aanhaal, gedeelte in Psalm 22, wat 'n klaagpsalm is, wat begin met verlating, maar dit eindig met oorwinning. Die wat neerskryf, dan lees op Psalm 22, hy begin met my God, waarom het U my verlaat, maar hy eindig met oorwinning, en hierdie uitwys dat God nie ontsteld is, deur ons vraag nie. God sit glad nie daar, en hy sê, nog 'n vraag, en nog 'n vraag, geen nog 'n vraag. Hierdie uitroep, is iets heeltemal anders wat vir ons ook iets beteken. Jesus identifiseer hom met ons diepste gevoelens van afwesigheid en verlatenheid. Jesus ken dit. Jesus weet hoe voel dit om verlate te voel. Jesus weet hoe voel dit om eensaam te voel. Het jy al gevoel dat God stil is in jou lewe? Ek het al so gevoel. Maar net voel God is stil. Hy praat nie, waar is hy? Kry nie antwoorde nie. En dan moet ons vir mekaar vra, wat doen jy in daai oomblik? Hebreërs 4 vers 15, dis ek ook al gesê in Psalm 22, gaan lees dit, maar in Hebreërs 4 vers 15 staan dat ons hoofpriester kan met ons swakhede meegevoel het. Daar is ruimte vir geloof en vrae. Jy mag maar vra. Geloof sluit nie pyn uit. So dit sê omdat ons glo, ons die pyn gaan ervaar. En baie keer is daar 'n teologie wat verkondig word dat as jy Jesus nou aangeneem het en as jy sekere dinge doen en as jy net die regte woorde bely, dan sal daar geen pyn op jou pad kom nie. En hoeveel mense het dan in daai strik getrap nie? Daar sal nooit pyn op my pad kom nie, want ek bely die regte dinge. Ek spreek net lewe. En dan spreek jy lewe en ewe skielik, dan kom jy agter dat daar nou iets gebeur. Waaroor jy was nie voorbereid gewees nie. Dit met Jesus gebeur. Jesus het pyn gehad. Daarom sê hy weer geloof sluit nie pyn uit. Maar wanneer jy worstel met God se stilte, dan beteken dit nie jy is goddeloos nie. Dit sê vir jou, jy is net mens. En ware geloof is nie die afwesigheid van vrae nie, maar dit is die keuse om steeds God aan te roep. Dis die keuse wat jy moet maak. Ek sal aanhou aanroep, ek sal aanhou aanroep, ek sal aanhou aanroep.
Johannes 19 vers 28 sê Jesus sy 5de woord, hy sê ek het dors. Hierdie kort frase wys dat Jesus werklik gelei het, dat hy liggaamlik en dat hy geestelik gelei het. En sy dors is simbolies van ons dors na geregtigheid en liefde. En dit is hoekom ons by mekaar kom, dis hoekom ons by mekaar kom wees, dis hoekom ek stilte tyd hou, dis hoekom ek die woord lees, dis hoekom ek bid, want ek het 'n dors na geregtigheid en na liefde. En die skrif is later ook 'n beeld van lewe. Dit is ook vir ons 'n beeld van die gees, dit is verfrissing. Dit is wat water beteken. Vanmôre wil ek vir jou vra, waarna dors jou siel werklik? In Johannes 7 vers 37 sê Jesus, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Waarna dors jou siel vanmôre? Christus deel ten volle in ons menslike ervaring. Nie net gedeeltelik nie, ten volle is hy bewus van al jou ervarings. En hy kan homself daarmee vereenselwig. So vanmôre wil ek jou gerus stel, Jesus verstaan jou honger en dors, wat jy het na liefde, wat jy het na God, want hy het dit ook gehad. En daarom word jy vandag genooi om toe te laat, om jou dors te les. As iemand dors het. Ek sê, ek voel net geestelik nie op die regte plek, ek het dors verloor. Kom na Jesus toe. Vanmôre het jy die geleentheid, tafel is oop vanmôre, enige iemand. Johannes 19 vers 30, so die 6de woord wat Jesus sê, dit is volbring. Betelesta, dit is volbring. Dit was 'n ekonomiese term wat beteken het, dit is in volle betaal, jy skuld niks meer nie. Ons almal weet hoe dit voel. Jy skuld niks meer. Niks, niemand. Daai kar wat daar buite staan, is jou kar. Jy kom met 'n blyspelblad vat en stikkend staan, want hy behoort nie aan die bank nie. Dis jou kar, jy kom met hom waar wat jy wil. As jy na Absa toe gaan en jy sê ek wil nog steeds betaal, dan gaan hulle sê maar ons kan dit nie vat nie. Ons mag nie jou geld vat nie, want die kar is klaar betaal. Jou huis is klaar betaal. Kan jy dink jy het 'n klein huisie van 5 miljoen rand wat jy net klaar betaal het. En jy gaan ook steeds bank toe, jy sê vir hulle, man ek weet hy staan betaal, maar ek kan nog steeds by 60.000 rand gee. Ek bedoel, kan jy nog omgee as ek dit asseblief? Kan jy dink jy budget nog steeds daai 60.000 rand in vir jou huis? En jy kom sien my en jy sê ek kom nie uit met my geld nie. Ek sê maar waarvoor gaan hierdie? Dan sê ek betaal my huis, dan sê ek maar hy is al betaal, sê ek betaal maar nog steeds. Dan gaan ek die ergens moet nou verwys. Dink julle nie ons lewe ook maar baie keer so nie? Dit is volbring. Maar nog steeds wil ons die kruisiging nog beter maak. Ons gaan kyk en ons kan ons nie nog verbeter op die kruisiging nie. Dit is al nie iets wat ons kan doen om dit nog beter te maak. Nog 'n kursus, nog 'n dingetjie, nog 'n dan, nog 'n iets. Ons maak dit net nog beter. Ons kan nie. Dit is volbring. Die prys is betaal. Jesus voltooi die verlossingswerk. Dit is in volle betaal, is wat die woord beteken. Ek weet nie om dit meer te verduidelik. In volle betaal beteken dis in volle betaal. Kan in die Griekse konteks, Hebreëse konteks, Latynse konteks, jy kan in enige konteks gaan kyk. Volle betaal beteken dis volle betaal. Dis niks meer wat jy kan gee. Die skuld van sonde is gedelg. Die deur na die Vader is oop. Glo jy werklik vanmôre dat jy nie jou verlossing kan verdien? Glo jy dit? Kan dit nie verdien? Dit is klaar betaal.
Hy sê in Jesaja 53 vers 5, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Christus het die volle prys betaal. Ons staan op voltooide genade vandag. Loof die Here. Maak my opgewonde, dit maak my bly, dit gee vir my hoop. Voltooide genade. Ek staan op voltooide genade. Ons leef nie uit skuld nie, maar uit dankbaarheid. Ek kom stap nie meer hierin en ek voel skuldig nie. Ek stap hierin in dankbaarheid. Ek steek my hande op in dankbaarheid, nie in skuld nie. Ek huil en ek raak emosioneel wanneer dit kom by die werk van God, wanneer dit kom by die werk van die Heilige Gees, nie omdat ek skuldig voel nie, maar in dankbaarheid. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie dat ek in U naam kan gaan. Dankie dat die volle prys betaal is. Ons verhouding met God is nie gebaseer op prestasie nie, maar op genade. Ons staan op voltooide werk. Mooier kan ons dit nie uitbeeld nie. Jy staan vanmôre op voltooide werk. Vat dit vanmôre. Dan kom Jesus en hy spreek sy laaste woord uit in Lukas 23 vers 46. Hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Hoe wonderlik Jesus eindig waar hy begin. By die Vader. In die begin was die woord was by God. Die woord het vlees geword en ons kon ken en Johannes het. En Jesus eindig presies waar hy begin. By die hemelse Vader. En hierdie is die woorde van dankbaarheid. Hierdie is woorde van vertrou. Hierdie is ook 'n aanhaling uit Psalm 31 vers 6. Jesus sterf nie in woede of in vrees nie, maar in geloof. Daarom het hulle nie sy bene gebreek. Toe hulle sy bene wou breek, om die dood te verspoedig, te versnel. Gesien hulle hy klaar sy asem uitgeblaas. Hy het homself gegee as 'n offer. Dankie Jesus. Is jy ook vanmôre bereid om jou volle lewe, met al jou vrese, jou drome, jou ideale, jou einde, alles aan hom toe te vertrou? Wil jy dit ook vanmôre doen? Wil jy nie ook vanmôre sê, Vader, in U hande gee ek my lewe? Dit is ook 'n goeie ding om te doen. Spreuke vra vir ons in 3 vers 5, hy sê, vertrou volkome op die Here. Ware geloof gee alles oor, selfs die einde. Geloof beteken om te kan sê, ek gee my gees oor. My planne, vrese, my toekoms, my alles. Oulikie wat ons gesê het, my alles op die altaar en wagtend op die vuur. Mag jy vanmôre jou alles oor vanmôre op die altaar neersit. Wagtend op die vuur. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Na die gebed gaan ek jou nooi om alleen of saam met jou gesin, sit dan net 'n rukkie, kyk maar hoe die vloei loop. As jy wil, is die verpligting nie. Vat van die nagmaal. Dalk is hierdie een van die woorde wat jou aangeraak het. Dalk jy daai heel eerste een, hy sê, Vader, vergeef hulle, want weet nie wat hulle doen nie. Dalk het jy nodig om net 'n bietjie aan daai woord te dink. By daai taal van te gaan stil staan. Dalk voel jy vanmôre al hierdie woorde. Here, al hierdie woorde wil ek vanmôre vat. So as jy klaar gebid het, gaan dan net rustige musiek speel. Mag die Here u seën. Mag jy gaan in sy genade. En dan sien ons mekaar Sondag DV 9 uur vir die opstandingsdiens. Kom in glorie, kom kleurvol en ons herdenk weer die opstanding van Jesus Christus. Ten minste weet ons hy het opgestaan. So min nie van
vanmôre hier uitstap en in Jesus lewe, hy lewe ons op Sondag en ons net weer as 'n familie net sê, dankie Here, dat ons ook dit kan herdenk, die opstandingskrag van Jesus Christus. Kom ons sluit ons oop. Vader, ons woorde is op hierdie stadium in. En ons wil net vandag fokus en op die plek probeer kom in ons eie geestelike lewe, Here, waar ons sien wat U aan die kruis hang. Waar daar miskien 'n gepraatery onder die kruis is, daar nog 'n paar skelwoorde wat U toe uitgeskree word. Terwyl U daar met mense gesien wat naby aan U beweeg het, mense wat saam met U was, mense wat ook amens en halleluja op 'n stadium geskree het, ook mense wat 'n klomp beloftes gemaak het en gesê het, ek sal altyd by U wees. Maar Vader, terwyl U daar op die kruis was, het U daar mense ook gekyk en gesê, ek onthou, U het dalk gedink, ek onthou toe jy saam met my geloop het. Ek onthou die vraag wat jy nog vir my gevra het, maar so staan jy skree ook die woorde uit, want die verlossingswerk het jy anders te gesien, en jy het gedink, ek gaan 'n koning wees, wat op 'n troon sit, met 'n goue kroon. Dit het anders te uitgewerk, maar U het dit verstaan. En daarom kom U nog steeds sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, ons het nie daai verskoning vanmôre om te sê, ons weet nie wat ons weet. En baie keer kry ons op soos daai mense val. Maar daarom wil ons net vandag kom en sê, dankie Here, dankie vir die vergifnis wat U uitspreek. Dankie dat ons nooit alleen is, dankie dat ons nie hoef dors te wees, dankie dat ons na U toe kan kom, dankie dat die prys ten volle betaal is. Ek wil vra om die Heilige Gees, mag jy asseblief vanmôre met elkeen praat, terwyl ons die nagmaal gebruik, terwyl nie net stilte is, sodat ons lewe sal verander, Here, en dat ons lewe in lyn sal kom met U woord. As daar iets is wat ons vandag moet verander in ons lewe, kom o Gees van God, praat met ons, praat met elke individu. En help ons, Here, dat ons sal lewe soos wat U wil hê, ons moet lewe. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.